Hey, goeiemôre. Het is so lekker om saam met julle te kuier vandag en Brandon is reg, het voel omtrent of ek furniture is. Dit is so lekker om 'n paar ou gesigte te sien wat ek nou al 'n hele paar jaar lank ken en mee saam gejourney het en is baie lekker om ook 'n klompie nuwe gesigte te sien en is lekker om te sien hoe julle ook inkoop binne in Kameeldrif en dit wat die Here natuurlik op hierdie kampus rus in terme van die roeping waantoe die Here natuurlik hierdie kampus voorroep. Ek wonder of jy kan onthou toe jy 'n kind was, wat wou jy geword het? Julle hoef my nie te antwoord nie, ek wil eintlik hê julle moet dink. So, David het nou Vrydag moes hy skool toe gegaan het en toe moes hy gekies het of toe moes hy aangetrek het volgens die werk wat hy eendag wil doen. En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek glo enige mamma of pappa van 'n seentjie sal vir jou sê daar's twee goed wat 'n seentjie graag wil wees. Die eerste een is 'n brandweerman of 'n polisieman, nee. So ek het 'n foto van hoe ons hom toe nou kon aantrek. Gelukkig het hy 'n foto nou die foto hy kry hom gega. Alright, anyway. So ons het toe nou gelukkig, ek het aanvanklik in die eerste diens gedink ek gaan nie die foto wys nie want toe besef ek as julle eers sien hoe my kind lyk, dan gaan julle wonder wat se rol het ek gespeel in hom. Was baie oulike kind. Die grappie het nie sin gemaak nou nie. Okay. Imagine it, alright, imagine die grappie en bou hom in jou eie kop of wat ook al, maar nietemin, so dis lekker vir ons om hier te kan wees en so 'n bietjie terug te kom. Kameeldrif kampus voel altyd vir my soos my alma mater. Dit is die plek waar ek groot geword het binne in Doxa en in die family. Dis waar ek ontdek het wat die Here se roeping oor my lewe is. So dis vir my altyd verskriklik lekker om terug te kan kom hiernatoe en deel te kan wees van hierdie dienste. So julle is besig met die reeks met die naam Imagination. En die doel van hierdie reeks is my en jou om so klein bietjie ons te kry op 'n plek waar ons weer begin droom, waar ons weer begin imagine, waar ons weer begin die verbeelding ryk wat God vir ons gegee het, eintlik te begin gebruik in ons elke dag se lewe. Nou, Carlos het laasweek het hy so bietjie met julle gekuier rondom die hele idee van navorsing wat gedoen was oor kinders wanneer hulle baie klein is, op 5 jaar oud, hoe lyk hulle verbeelding ryk en so aan, en dan op 10 jaar oud en so aan, en hulle kon agterkom dat soos wat 'n mens ouer word, het jou genialiteit rondom verbeelding die heeltyd afgeneem en daar kan nou maar 'n klomp redes dalk wees hoekom dit so is, maar die realiteit is dat alhoewel ek en jy as kind begin met hierdie ongelooflike hoeveelheid verbeelding in ons gedagtes, soos wat ons ouer word en die wêreld nou maar bietjie die wêreld is, nê, en verantwoordelikhede inskop. Daar's die foto. Nee? Ek moes nou dit opgehou het. Dankie julle, dit is bly mooi kind. Okay, kom gesels maar met my, ek kan vir jou tips gee oor hoe kry jy dit reg. Hoe jy dit doen as jy trou met 'n mooi vrou. Al die girls moes nou dit was nou goeie geleentheid. Anyway, alright. Ek kan wel nog nie vir jou tips gee oor dissipline nie, vra my eendag, maar dis die gemeente se kinders wat die pastoor se kinders stout maak. Ek bly julle lag saam. Okay, anyway. So, die waarheid is dat alhoewel ek en jy as kind begin met hierdie ongelooflike hoeveelheid kreatiwiteit en verbeeldingrykheid, of hoe ook al mense dit nou wil sê, is dit ongelukkig so dat soos wat ons ouer word dit ongelukkig minder. Nou ek wonder gou as jy moet terugdink na jou kinderdae toe, wie van julle kan actually nog onthou van die crazy idees en gedagtes wat jy gehad het en jy dit actually probeer implementeer? Enige iemand hier wat, ek gaan jou nie uitnooi om te kom sê en te vertel nie, ek weet jy is altyd so bang om jou hand in die kerk op te steek, letterlik niemand van julle nie, dank die Vader, daar is 3, en dan ewe skielik 'n klomp, okay, so ek kan onthou op vroeg hoërskool, het ek en 'n paar vriende en my broer het ons besluit om 'n pypkar te bou, en ons het toe 'n pypkar gebou uit 'n Volla suspensie uit, en met 'n Nissan motor in, en dit was
ongelooflik lekker gewees. Alhoewel ons verbeelding gebruik het om 'n klomp goed gedoen te kry, want 'n splinter nuut en jy moet dit leer, was daar darm 'n demo wat ons kon gebruik het om na te kyk as 'n voorbeeld. Maar dit wat ons imagine het ons met hierdie ding kon doen en die fun wat ons met dit kon gehad het, was so ongelooflik. En as ek terugdink oor daai tyd, dan besef ek dat dit was juis in daardie tyd wat ek mechanic gespeel het en welder en al die goed wat ek iets kom ontdek het van eintlik dit wat die Here in my gesit het en dis hoekom ek aanvanklik megatroniese ingenieurswese gaan studeer het en met daai goeders, want hoe die Here my saamgestel het is ek is tegnies, my brein dink soos 'n rekenaar. So as dit by my kom met kreatiwiteit, is ek nie noodwendig 'n kunstige persoon nie. So moenie my vra om vir jou iets te teken nie, want ek gaan vir jou 'n stokmannetjie teken. Dit is enige mans wat met my kan relate daarmee. 2 van julle. Okay, baie welkom. Maar party van julle kan mooi teken en julle kan skilder en julle kan hierdie amazing kunstige goed doen, maar ander van ons is kreatief op ander maniere. Wie van julle hier kan baie goed met Excel wegkom? Amazing goed met Excel doen. Sy nou skop die admin in, né? Ja. Van julle is dalk op Canva en julle bou 'n paar goed op Canva of wat ook al. Ek is gelukkig ongelooflik geniaal slim en met my was dit gewees met meganika en elektronika en met wiskunde. Kan jy nou dink hierdie gesig, wiskunde. Ja, gaan vra my maar. As ons gaan dink daaraan, dan besef ons dat die rede hoekom ek en jy die vermoë het, is omrede ons geskape is in ons God se beeld en gelykenis. Ek meen as ons gaan kyk na Genesis 1, dis vir ons so maklik om net verby Genesis 1 te lees, waar wat praat van die skepping, maar het jy al ooit gaan sit en dink aan die kreatiwiteit wat ons Vader moes toegepas het in daardie oomblik, en die visie, die prentjie wat hy gehad het om dit te kan implementeer. Genesis 1 is op die skerm, ons ken dit baie, dis 'n baie bekende gedeelte, wat sê, in die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde daar hieronder. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Die gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. En ons weet wat volgende gebeur het, nee, ons weet dat God het gespreek, dit was die woord, God het gespreek en hy het ewe skielik begin vorm, nee, hy het gepraat en lig is gevorm en hy het gepraat en die sterre en die hemelruim is gevorm en die son en hy het gepraat in die maan en hy het gepraat in die plante en die diere en die mens het hy so 'n bietjie ekstra moeite ingedoen, hy het daarom daar so 'n bietjie stoffietjies en goedjies gedoen en toe nou in ons lug in ons longe in asem geblaas, maar daar's hierdie ongelooflike kreatiwiteit wat vasgevang is binne in wie God is. Ek meen tot vandag toe nog ontdek hulle nuwe goeters oor die mens en hoe ons saamgestel is en dit voel amper vir my dat dit gaan nooit op 'n plek kom wat ons alles weet nie. Die ruimte, ek meen daai ruimtetuie gaan in die ruimte in en hulle gou net aan en hulle ontdek net nog meer en nog meer en nog meer. Daar's 'n gedagte of 'n stelling met die naam stomata. Wie van julle weet wat is stomata? Well done, dat is goed. Dis nou hier waar jou hand hoog moes opgesteek het, laat almal sien. Kom chat met daar, maar hopelik is dit alles reg. So stomata are small pores located on the leaf surface that allows plants to exchange gases with the environment. They play an essential role in the intake of CO2, wat carbon dioxide is, for photosynthesis. But at the same time, they allow water loss by transpiration. Wat hulle ontdek het met hierdie hele proses, en ons ken die proses van plante wat koolstofdioksied vat en hy verander dit in suurstof en hy stel suurstof vry. Maar wie van julle het al die 5 uur die oggend, dan hoor jy ewe skielik die voeltjies gaan mal, hulle gaan bos en hulle tjiri 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 tjiri, dis hoe my kop voeltjie hoor maak. Soos 'n krywa wat gestoot word. Tjiri 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 tjiri. Nee, het julle al gehoor, hier rondom 5 uur, dan gaan die voëls mal in die oggend. My maar is partytjie tyd en die karre op die highway is nog stil, so jy hoor dit gelukkig nie. En dan hoor jy hierdie voëls, wat hulle ontdek het, is dat die studie wat hulle gedoen het, is hulle het besef dat dieselfde frekwensie waarop hierdie voëls hulle chiri 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 maak, is dieselfde frekwensie wat hierdie plante se CO2 opneem en suurstof vrystel begin aktiveer het en maak dat hulle daai stomata, daai pores groter oopmaak. Ek meen, wie dink dit uit? Dis mal.
Ek weet ek trek my gesig so, maar ek's eintlik impressed. Ek meen, hoe amazing is dit nie dat ons God tot op daai vlak gekom het en gesê dit is hoe die planeet, dis hoe die wêreld, dis hoe ons land, dis hoe alles op die ouene vandag funksioneer. So ons dien 'n ongelooflike kreatiewe, verbeeldingryke God. En ek en jy, volgens Genesis 1:26-27, is ons geskape in sy beeld en in sy gelykenis. Wat beteken dat ons lyk soos hy, maar ons is ook soos hy. Wat ek love is die 83 vertaling gebruik die woord, hy sê ons is gemaak as hy verteenwoordiger. Wat beteken dat daar waar ek en jy funksioneer in ons elke dag se lewe, is my en jou een van ons grootste verantwoordelikhede. Ons is besig om God te verteenwoordig in daardie oomblik. So daar waar jy funksioneer, is mense besig om na jou te kyk en jy's eintlik besig om vir mense te wys wie God die Vader is. You are his representative. Dit is hartseer om te dink dat ons geskape is met dieselfde hoeveelheid kreatiwiteit, maar dan soos wat die wêreld aanbeweeg het en ons ouer geword het, is dit asof ons so klein bietjie daai goed verloor het. Hulle het eendag 'n studie gedoen met kinders. Dan sit hulle kinders neer, dan speel hulle vir hulle die storie, 'n verhaal of 'n fliek of 'n ding of wat ook al op die skerm. En dan volgende keer gaan hulle dan speel hulle vir hulle die storie deur net oor die radio, laat die kinders net moet luister. En wat hulle toe kon agterkom is dat die kinders het dit meer geniet om na die storie te luister op die radio as om actually die storie te kyk. Want wanneer hy die storie kyk op die TV, dan was die terugvoer gewees, maar dis die enigste ding wat dit kan wees. As jy nou gesê daar's 'n boot en hierdie ou ry op die boot, die prentjie wat jy vir my gee van die boot, dit is die prentjie. So ek kan absoluut niks verder met dit doen nie. Maar wanneer ek die storie hoor van hierdie ou op 'n boot, dan elke liewe kind kleur hierdie prentjie anders in en hy sien die prentjie anders. En dis wat ons imagination doen. En wat ek en jy moet verstaan is dat ons verbeeldingryk, ons imagination is iets wat God in ons gesit het op die ouene van die dag om iets uit ons uit te kry. Hoor gou vinnig hier, as ons gaan kyk na die gedagte van geloof en imagination, dan kom ons agter dat die twee vat eintlik ongelooflik mooi hand in hand. Hebreërs 11 vers 1, baie bekende gedeelte wat sê, wat is geloof dan? Dis die vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dis die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. So geloof praat van hierdie gedagte dat jy wel in jou gees iets sien en nou wandel jy met 'n stuk geloof dat dit wat jy sien sal begin gebeur. En jy glo dat God die vermoë het om dit wat jy sien in werking te kan tree. Die definisie vir imagination het ek ook vir julle daar opgesit. The ability to see something that is not real or present. So kom jy agter dat binne in hierdie reeks is ons nie net besig om vir julle te vra, hey, begin weer te droom, begin weer te imagine, begin weer toe te laat dat God se kreatiwiteit wat in jou is, begin weer toe te laat dat dit deur jou werk, maar hoe is jy intentioneel nie net besig om la-di-da, jy weet, imagination te hê nie, maar hoe is jy intentioneel besig om te sê, Here, maar wat wil U vir my wys? Wat moet ek sien in die geloof? Wat se prentjie moet ek skets sodat ek dit kan gaan sien gebeur? So my vraag vir jou vanoggend is, wat sien jy? Wat sien jy? As jy dink aan jou huis, jou gesin, jou familie, wat sien jy? As jy dink aan jou huwelik, wat sien jy? As jy dink aan jou kinders, of hulle nou klein is en of hulle al groot is, wat sien jy? As jy dink aan jou werk, wat sien jy? As jy dink aan jou vriendekring of aan jou familie, as jy dink aan al die omgewings waar binne jy funksioneer, wat sien jy? Wat sien jy? Is jy besig om op 'n plek te wees waar jy letterlik net vaskyk in dit wat voor jou is, of is jy besig om toe te laat dat die gees wat in jou is, jou laat sien om verby dit wat voor jou is, actually waar te neem en dit te sien?
Want geloof is 'n vaste versekering in dit wat ons nog nie sien nie. Dis 'n geloof, dis 'n vertroue dat dit wat ek eintlik sien, maar nog nie reël is nie, nog nie hier is nie, kom ek en ek kom sê, Here, maar ek vertrou en ek glo, Here, dat met hierdie imagination wat ek het, is ek besig om opnuut te droom en opnuut te dink oor dit wat jy eintlik sien oor daardie ding. Ek sal nooit vergeet nie, 'n hele klompe jaar terug, party van julle gaan vir Wieko onthou wat hier gewerk het tot en met laas jaar toe en hy was by my by Discovery betrokke gewees en hy praat die een aand met my, en hy's negatief met sy werk, hy stoei met sy werk en is regtig vir hom difficult en ek vra hom net hierdie vraag, ek sê okay, maar wat gaan jy doen daaromtrent? En sy antwoord is meeste van ons antwoorde en dis so of soos nee, dis nie my verantwoordelikheid, dis die baas, dis die eienaar se, hy moet iets doen daaromtrent. En ek sê toe vir hom, maar Wieko, jy is mos nou daar. So wat gaan jy doen daaromtrent? Wat sien jy? En ek sal nooit vergeet hoe Wieko teruggekom het na my toe omtrent 'n week later. Hy sê vir my, hoorie, ek het gaan gesels met Jaco, hy werk saam met my, ek en hy gaan nou vroeër in die oggend werk toe gaan en ons gaan bid by die kantore voordat enigiemand anders daar is. So, uit 'n plek van frustrasie, sit jouself gewoon in daai skoene, wat doen meeste van ons, nê? Nee? As jy gefrustreerd is met die werk, dan sukkel jy om op te staan in die oggend. Nie julle nie, okay. Maar hier gaan hy, binne in sy frustrasie, gaan hy na die baas toe, hy sê, hoorie, so ek wil vroeër inkom in die oggend, en die baas is nee, great, ons het tog ons gewonder, wie kan ons vra om oop te sluit vroeg in die oggend as die aflewerings begin? Hy sê, nee, sjap, ek sal 4:30 die oggend al hier wees. En hy en sy vriend of kollega is 4:30 die oggend is hulle by die kantoor en hulle begin intentioneel vir die werk te bid, vir elke persoon wat daar is, sit skrifgedeeltetjies neer, al die tierlantynkies en goedjies. En ek onthou die dag, toe Wieko by my kom en hy sê, en dat iemand na my toe gekom vandag en net kom sê, dankie. Want hulle het gevoel dat die gebed, wat Wieko en die pel van hom besig is om te doen, is besig om iets te verander binne in die maatskappy. Hy sien, Wieko het daar gestaan binne in hierdie stuk frustrasie, hy het gekyk na die werk en hy het nie net vasgekyk in die frustrasie nie, maar hy het toegelaat dat die imagination, die verbeeldingryk wat God in hom gesit het hy gesê, Here, wat wys jy vir my en hoe kan ek myself belyn met dit wat jy vir my wys? Sodat ek eerder dit wat ek daar sien kan sien gebeur en kan sien werk. Daar's 'n groot gedagte hier wat ek by jou wil los vanoggend en dis die woord visie. Spreuke in 28 vers 9 of 29 vers 18, ek het dit in die Engels vir julle op die skerm, Proverbs 29:18 sê, where there is no vision, no revelation of God and his word, the people are unrestrained. Die King James vertaling praat van my people perish, where there is no vision, my people perish. En dit gaan eintlik daaroor dat as daar nie 'n visie is vir waantoe ek en jy op pad is heen nie, dan is ons eintlik net besig om rond te flout in elke liewe dag. En die vraag wat ek vir jou het vanoggend is, wat is die visie wat God vir jou gewys het vir jou gesin? Wat is die visie wat God vir jou gewys het vir jou werksplek? Wat is die visie wat God vir jou gewys het vir jou man of vir jou vrou of vir jou kind? En hoe is jy intentioneel besig om te sê, Here, dis die visie wat jy vir my wys het, dis wat ek sien, en nou is die vraag, wat doen ek en jy daaromtrent? Ons hierdie amazing konsep wat, toe ek hom 'n paar jaar terug vir die eerste keer gehoor het, en ek het die volheid van dit begin verstaan, het dit my brein gebreek, maar dit het iets in my begin wakker maak, want dit het vir my 'n woord gegee vir hoe ek meeste van die tyd in my voel. In Genesis 2 vers 15 staan die volgende, hy sê, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Daai woordjie bewerk is die woord kultiveer, is dieselfde tipe gedagte van soos 'n boer wat voor 'n stuk grond gaan staan, en hier kyk hy na hierdie stuk grond, en hierdie stuk grond is dol en leeg, daar's bossies, gemors, dit is grond. En hier gaan hy, en wat daai boer het, is daai boer het 'n stuk visie oor hierdie stuk grond.
Hy het 'n visie wat in sy hart stuur. Hy het 'n prentjie wat hy sien vir wat die potensiaal is vir hierdie stuk grond wat voor hom is. Hy sien die trekker ry en hierdie grond ploeg en hy sien hoe hy kom en hoe hy weet saad in die grond insit en hy sien hoe hy dit nat maak en hy sien hoe die oes opkom en hy sien hoe hy die trekker bring en hoe hulle nie ploeg nie, stroop is die woord, en hoe hulle stroop en hoe hulle dit en hy sien dat die potensiaal wat binne in hierdie stuk grond lê is van so 'n aard dat dit nie noodwendig net sy gesin kan voed nie, maar dit het die potensiaal dalk miskien om mense te voed, om sy dorp te voed, om verder te gaan. Hy sien hoe hierdie stuk grond die potensiaal het om geld te genereer, dat hy later nog 'n stuk grond kan kry en nog 'n trekker en nog meer en ergens binne in daai mix lê daar 'n Hilux. Ek sou nou gedink het dis 'n stukkie amen wat daar uitkom, maar anyway, of moet ek eerder sê 'n cruiser? Dit was almal so, alright, nee. Jy sien hoe daai boer daar in Nampo rondloop en dan sien hy al die trekkers en dan sê hy vir homself eendag. Hy het hierdie visie, hy het hierdie prentjie waantoe hy op pad is heen en dan sien hy wat hy nodig het om te doen om daai stuk grond te kultiveer. En my vraag vir jou vanoggend is, hoe is jy besig om die stuk grond wat God vir jou gegee het te kultiveer? Hoe is jy besig om jou huwelik te kultiveer? Hoe is jy besig om intentioneel jou kind te kultiveer? Want dit wat jy kultiveer, gaan jy sien opkom. I can promise you that. Ek stoei so bietjie met bossies, want dit voel vir my ek haal die goed uit, maar hulle kom met blerrie terug. Ek weet nou nie meer wat om te maak nie. Maar dit wat jy kultiveer, ouens, is dit wat gaan uitkom op die ouene van die dag. As jy negativiteit kultiveer met jou mond, as jy negativiteit spreek oor jou werk en spreek oor jou huis en spreek oor jou kind en ag nee, my kind nie goed en jy is nie besig om kreatief met die inspraak van die imagination van God binne in jou lewe te sê, Vader, wat se visie wys jy vir my sodat ek dit kan kultiveer wat jy vir my wys nie, dan gaan dit wat uitkom op die ouene van die dag, dit gaan nie 'n goeie produk wees nie. Dit gaan nie. En ek besef ek praat baie maklik nou oor ouerskap, maar dit stuur so in my hart oor hoe is ek op die ouene van die dag die beste moontlike pa vir my kind. Kinders, kinders. Hoe is ek? En saam met dit beteken dit dat ek moet ook sensitief wees vir wanneer ek dit nie reg doen nie. Maar dit is moeilik, nee. Ek bly eerder in die kar met David as wat ek nou in die winkel ingaan en hy's besig om te huil. Dis nie lekker nie. Maar ek moet myself daai vraag partykeer vra, is ek besig om nou die mooi, die goed, die waarheid wat God oor David spreek, is ek besig om dit te kultiveer nou of nie? Of is ek besig om toe te laat om die aggressie, die kwaad, die woede, die geïrriteerdheid, die lang dag, moeilike werk, wat ook al, is ek besig om dit toe te laat om my te regeer, hoe ek nou parent? Hoe is ek besig om my huis te kultiveer? Loop ek in die huis in en my verwagting is nie vir die vrou se werk, sy moet skoonmaak, of stap ek al in en ek sê, weet jy wat, is ons huis? Maak jy skoon, ek sal buite werk. Ag, dit was 'n goeie een, kom aan. Damn it. Ek gaan julle nog kry. Maar dit is die challenge, nee. Hoe is ek en jy gehoorsaam met dit wat God vir ons gegee het? En dis die uitdaging. Hoe is ek en jy besig om intentioneel te kultiveer die visie wat God vir ons gewys het oor al hierdie elemente? Dink gou vinnig aan Maria en Josef. Daar kry Maria die droom. Sy gaan swanger word met Jesus. Sy en Josef moet trou. Daar's 'n hele ding rondom dit. En nou moes hulle die beste, God het duidelik gedink hulle sal die beste ouers wees vir Jesus. Ek wonder net regtig hoe baie moes hulle dissiplineer. Ag nee, come on. Come on, ek gaan nuwe grappies skryf. Nee. Ek dink Jesus was maklik. Nee, anyway. Maar dink dit gou, nee, hulle moes gekultiveer het
Dit wat hulle beleef het, God vir hulle sê, want God vertrou hulle met Jesus toe en hulle moes ouers wees vir Jesus, terwyl hy nie kon nie. Hy was nie, gebore en toe ewe skielik 12 toe hy met die ouens in sinagoge gepraat nie, daar was 'n tydjie tussenin. Hy was ook 3 op 'n tyd. Esther, Henny het met julle daaroor gesels. Hoe kreatief moes hy gewees het toe sy die koning met die koning tyd wou gehad het om met hom te praat oor dit wat Haman mee besig is, en sy het geweet, reël vir jou 'n partytjie. Hy gaan kom. Dink gou vinnig aan Nehemia. Nehemia gaan na Jerusalem toe hy hoor van die stad wat in Fladders is, sy hart breek vir dit wat daar gebeur, hy gaan met 'n visie soontoe, en hy gaan met hierdie stuk kreatiwiteit, en hy gaan kultiveer dit, en wat doen hy? Binne 52 dae, herbou hulle die hele stad se mure, wat hulle vir 99 jaar lank gesukkel het om gedoen te kry. Want hy het gegaan met hierdie visie, hy het gegaan om te gaan cultivate, hy het gegaan om te doen wat God hom voorvertrou het. Dink gou aan Josua. Ek meen Josua, ek moes nou gaan kyk, is dit Caleb, Joshua en Caleb, dit was Joshua en Caleb. Joshua en sy maatjie Caleb. Ek herinner net myself. Hulle was so 'n jaar en 'n half, 2 jaar in hierdie journey in, toe kom hulle by die beloofde land aan. Toe word daar 10 van hulle binne in die beloofde land ingestuur om te gaan kyk wat gaan daar aan en is dit moontlik vir hulle om dit te verslaan. Joshua en Caleb kom terug, hulle is yes ouens, daar's stukke drywe trosse, dis regtig die land van melk en honing. Ons gaan 'n amazing tyd daar hê, dis 'n beautiful land wat God vir ons voorberei het. Ons gaan hierdie ouens verslaan, no problem, ons is reg om maar in te trek. 8 ander ouens kom daar aan, hulle sê, is julle mal? Het jy daai bulle gesien? Dis nie sommer net Pretoria stadsjapies nie, daai is een of ander freaking valwater boer ding wat daar is, as hy vir jou vat hy vir jou hospitaal toe. En hulle is bang, hulle wil nie gaan veg nie, en die volk luister vir die 8 wat negatief is daaroor, in plaas van vir die 2 wat sê, hoor jy, die Here gaan dit vir ons gee, en as gevolg van daai ongeloof moes hulle vir 38 jaar lank nog binne in die woestyn wandel. Dink gou hoe lank het Josua aangehou om te sê, I told you so. Dit was die langste. Ek het daarom enetjie in, nee? Maar imagine net, hoe moes Josua gevoel het? Elke liewe dag van sy lewe word hy wakker in die woestyn vir 38 jaar en hy sit daar en ek dink net gou hoe negatief moes hy gewees het oor die assignment wat hy gekry het. En ek vra ek jou, maar wat sien jy? Wat wys die Here vir jou? En hoe is jy besig om met geloof en imagination binne in daardie areas in te stap, sodat jy kan toelaat dat God deur jou werk, sodat dit nie 'n 38 jaar lang woestyn moet wees nie. Maar sodat jy kan waarneem en kan sien hoe God besig is om goeders te doen daar, want jy is besig om dinge te kultiveer en lewe te bring in daardie omstandighede. So dis my vraag vir jou, wat sien jy? Wat wys die Here vir jou? In hierdie oomblik, wat dink jy nou aan? Wat is die Heilige Gees nou besig om vir jou te sê? Sien jy in daai ding? Dis wat Henning met jou oor praat. Daai ding. My vraag vir jou is, hoe is jy besig om die Here te vra vir kreatiwiteit oor dit? Dis hartseer dat ek en jy soms ongelooflik kreatief is om probleme op te los buite die huis. Maar ons is die mees onkreatiefste wanneer dit kom by ons eie huis. Die huwelik, die huis, is die fondasie vir ons samelewing. En ons as gelowiges moet veg daarvoor dat ons huise sal gesond wees. Ek sluit af met hierdie laaste gedagte rondom die rol van die Heilige Gees binne in hierdie imagination. Toe ek besig is met die voorbereiding, het ek dadelik die hele tyd net beleef, Henning, maar niks van hierdie goed is moontlik as dit nie is vir die Heilige Gees wat binne in ons werk nie. In Handelinge 1 vers 8 kom Jesus en hy maak die volgende stelling. Hy sê, maar wanneer julle die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. En soveel van ons fokus op die krag in die sin van die werking van die Heilige Gees en die gawes van die Gees en is tale en is wysheid en dit is genesings en is profesie en al die tipe goed. Maar wat Jesus hier kom sê, hy sê, julle sal krag ontvang en julle sal oral mense eerstehands van my vertel. Dis die woordjie getuies. Van die vertaling sê, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees.
So wat Jesus daar kom sê, hy sê, ouens, wanneer ek weggaan, Johannes 16 kom sê hy dit, hy sê, dit is goed vir julle dat ek weggaan, want wanneer ek weggaan, los ek vir julle die raadgewer. Ek los vir julle die parakletos, dit is die Griekse woord vir die Heilige Gees in daardie konteks, dis die woord wat sê, it's someone that comes alongside, iemand wat kom en kom ondersteun en kom help en jou kom dra en jou kom lei. Dis die rol van die Heilige Gees en hier so waar ek en jy sit, is ons staan, ons kyk na hierdie stuk veld wat God vir ons gegee het, ons kyk na ons stuk grond en ons sê, Here, ek kort 'n visie asseblief, en God sê, okay, ek gee vir jou die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom in Johannes 14 vers 25 tot 26 sê, en ek sê dit nou al lank vir julle terwyl ek nog hier by julle is, en wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 16 vers 13 tot 14, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal dit nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal al die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. So hier staan ek en jy voor ons stuk grond, of dit jou huwelik, of jou huis, of jou kind, of jou werk, of wat ook al is hier staan God saam met jou, die Gees is langs jou, die parakletos wat deel is van hierdie prosesse, en hy wys vir jou die visie, en hy sê vir jou, dis waantoe ek op pad is met jou, en dis wat ek wil doen, en nou lei hy jou in die waarheid om te sê, maar hier is die stappe wat jy moet volg, hierso moet jy daai gesprek voer, hier moet jy vir hierdie persoon vergewe, hier moet jy laat gaan van dit, moenie nou besig wees hier nie, moenie toelaat dat die vyand jou aandag aftrek nie. Daar's die visie, dis waantoe jou pad is, en onthou wat jy besig is om te doen. Gebruik jou imagination, gebruik jou kreatiwiteit. Laat ek jou lei in hierdie proses en ek vat jou na 'n plek toe waar jy kan kultiveer die visie, die prentjie, die doel wat jy sien, wat ek in elk geval vir jou gewys het. Dis waantoe ons geroep word. Dis hoekom ons geseën is met kreatiwiteit, met imagination. En worship team, julle kan maar vorentoe kom asseblief. Sodat ek en jy in elke element van ons lewe, in elke area, in elke plek van ons lewe kan instap om te sê, okay Here, wat nou? Wat nou? En die vraag wat jy jouself moet vra is, laat jy toe dat God met jou praat oor 'n ding voordat jy dit sommer net self probeer doen. Wanneer jy iets wil doen, gaan sit jy actually by hom en sê, Here, hier's 'n waarheid oor jou wat ek nodig het om te leer vandag. En dit staan in Efesiërs 3 vers 20 tot 21, het sê die volgende, hy sê, God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. So wat sien jy? Wat sien jy? Wat is daai ding in jou lewe wat jy weet jy nodig het om te gaan sit en te sê, okay Here, Efesiërs 3. Ek het hierdie prentjie, ek het hierdie visie, ek het hierdie prent of hierdie gedagte. Hierdie is my imagination, maar kan ek asseblief by jou sit en jy wys vir my? Ek wil nie 38 jaar in die woestyn loop nie. Ek wil van die begin af sien, Here, wat jy vir my wil wys. Ek wil van die begin af sien, Here, wat jy sien. Ek wil van die begin af doen, Here, dit wat jy my lei om te doen. En my vraag vir jou vanoggend is, wat staan in jou pad om die waagmoed te vat om dit te begin doen?
Wat staan in jou pad? As jy miskien op 'n plek in jou lewe wat jy besef, Jesus, ek het seriously nodig om hierdie een persoon te vergewe. Maar net miskien is dit die ou of is dit die persoon wat die oorsaak is, daai onvergifnis, wat die oorsaak is wat maak dat jy nie kan sien nie. Miskien het jy nodig om te sê, Here, ekskuus, ek probeer vir so lank nou al my eie ding hierso te doen, en ek's gefrustreerd en ek blameer jou en ek sê, waar is jy en hoekom nie, maar ek besef, ek is nou al hier in die middel van die ding en nou wil ek jou ewe skielik in hierdie proses intrek en ek het nooit heel in die begin net by jou gaan sit en gaan sê, okay, wat sien jy? Wys vir my. Wat sien jy? Wat sien jy vir jou huis? Wat sien jy vir jou vrou? Wat sien jy vir jou man? Wat sien jy vir jou kind? Dink aan daai areas wat die Here jou aan jou toevertrou. En hoe is jy besig om intentioneel sy inspraak en sy kreatiwiteit te soek binne dit? Kom ek bid gesaam met julle. Here, dankie vir die liefde, Vader, en u genade oor ons lewens. Dis oorweldigend om te dink, Vader, wat u alles al kom doen het vir ons en met ons en deur ons. En ek kom bid vir oggend, Here, ek kom bid vir elke persoon wat hier sit, Here, u weet waar hulle is, u weet wat hulle beleef, Vader, u weet van elke scenario, elke persoon, elke onvergifnis, elke ding wat ons aangepak het sonder u leiding en sonder eintlik u leiding in hierdie proses, Here, en vir oggend wil ons eintlik kom en ons wil kom sê, Here, jammer. Jammer dat ons goed uit ons eie uit probeer doen het en ons nie toegelaat het dat u vir ons inspraak gee nie. Jammer, Here, dat ons u blameer vir omstandighede in ons lewe, maar besef vanoggend, Here, ons het net nie eers by u gaan sit nie. Miskien is die mense vanoggend die, Here, wat nodig het om mense te vergewe. Want daai onvergifnis is besig om hulle weg te hou en terug te hou. Om te kan beleef dit wat u in hulle lewe wil doen. Heilige Gees, jy is ons raadgewer, jy is ons helper, jy is ons vertrooster. Jy is die een wat met ons is, wat by ons is, wat deur ons werk, wat in ons is. En ek kom bid, Heilige Gees, mag jy vanoggend kom en net aan elke liewe persoon persoonlik kom wys, wat is daai ding wat hulle nommer 1 van moet laat gaan? Persoon wat hulle moet vergewe. Maar ook, Vader, wat is daai ding waartoe u hulle spesifiek roep? Ons eer u vir dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Amen. Julle is welkom om te staan. Ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie en dan kuier ons lekker saam.